Goeiemôre. Kom ons begin deur saam te bid. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oggend tot U kan nader. Here, baie dankie dat ons van hierdie bron gebruik kan maak, van die internet, om U woord te versprei. Dankie dat ons van verskillende gedeeltes af kan luister na U woord en kan inneem dit wat U vir ons gee. O Here, vandag bespreek ons dit wat gaan gebeur aan die einde van tyd, die finale huisvesting waar ons gaan wees, en ons dankie nou reeds daarvoor. Dankie dat U van die skepping af voorsiening gemaak het vir alles. Dankie dat U in beheer is van alles. Dankie vir alles wat U in elkeen van ons se lewens doen. Gaan dan asseblief met elkeen van ons tydens hierdie opname, gee dat niks ons aandag sal aftrek van U woord nie, maar dat ons U woorde sal inneem en dat dit ons tot ons harte sal spreek. Ek vra hierdie dinge om Christus en wil alleen. Amen. Ek wil net om verskoning vra vir die beeld wat so spring vanoggend. Ek het die hele boodskap opgeneem en toe agtergekom daar's geen klank nie. Nou sit ek met 'n beeld wat spring en dit lyk my dinge wil net nie reg werk vandag nie. Maar kom ons kyk of ons wel die woord van die Here kan hoor en of dit tot ons sal spreek. Ons het dwarsdeur Openbaring gegaan. Hierdie voorstelling van Laken wys vir ons van Openbaring 1 tot by Openbaring 20 wat afgehandel is, en vandag kom ons by Openbaring 21 en volgende week 22 wat ingesluit is in die rooi ovaal aan die regterkant. Maar kom ons kyk 'n bietjie terug as ons na Openbaring 2 gaan en ons kyk na wat geskryf is aan die gemeente van Thyatira. Aan hulle is geskryf: en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee. Met ander woorde, daar wag 'n beloning op jou, as jy gedoen het en geleef het volgens God se wil. En vandag kom ons dan by hierdie gedeelte wat vir ons vertel, wat is die beloning wat ons gaan kry? Hoe lyk dit daar waar ons die beloning gaan kry? Want ons beloning is 'n plek wat Jesus 2000 jaar gelede vir ons gesê het, dat hy weggaan van ons, om vir ons 'n plek voor te berei. En dit is hierdie plek waarin hy gewerk het, wat op ons wag, waaroor ons dan vandag gaan gesels. Dit lyk vir my dit is 'n oggend wat dit baie moeilik is om weg te bly van, of om alles reg te kry met al die onderbrekings wat ek ondervind met aan die tegniese kant hier. Ons wil gesels oor die nuwe hemel en die aarde, en ek het u vertel dat ons gaan kyk na hoe jy moet leef om daar uit te kom. En in verskillende gedeeltes van die Bybel word dit vir ons beskryf. Een van die gedeeltes is een van die Ou Testamentiese gelykenisse wat vertel word, en dit is God wat aan Esegiel vertel, die gelykenis van Ohola en Oholiba. Ohola beteken haar tent of haar tabernakel, en dit verwys na Samaria. Oholiba beteken my tent of tabernakel is in haar. Met ander woorde, van Samaria sê hy dat sy kom voor asof sy goed is. Dit lyk asof dit die tabernakel is, maar dan beskryf die hele gelykenis hoe sleg Samaria eintlik was. En Oholiba is Jerusalem. God se tempel is daar, maar verder is dit 'n klomp slegte dinge wat daar gebeur. En dit bring ons by waaroor ons vandag wil gesels. As ons terugkyk en ons kyk in die Ou Testament na Daniël, dan sien ons in Daniël 12 vers 2 staan geskryf: en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
Dan gaan vers 3 aan. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoe is. So daar kry ons 'n voorskrif. Daniël 12 vertel vir ons, jy moet mense na God lei. Dit is die vrugte wat jy versamel in die hemel. Dit wat jou oes wat jy moet pluk. En dit is wat jy nodig het om in die hemel te kom. Nie die werke nie, maar jy moet die geloof hê. En uit jou geloof gaan die werke dan spruit. So as ons dan lees in Openbaring 21 hoe dit gaan lyk in die hemel, dan sien ons die volgende. En ek, dis Johannes, het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. Dit wat op aarde is, gaan vernietig word. Selfs dit wat in die hemel wat hier beskryf word, is wat ons gewoonlik van praat as die uitspansel. Hoekom moet dit verdwyn? In alles is daar mensgemaakte voorwerpe. Dink maar op aarde, al die geboue wat gebou is, brûe wat gebou is, monumente, torings, begrafplase. Dit is als monumente wat die mense op aarde bou. En dit moet weggaan, want daar moet geen herinneringe wees aan daardie tyd nie. Dit moet heeltemal nuut wees. En dan sien ons dat selfs die aarde gaan verdwyn. En nou kom die volgende punt wat genoem word. En die see was daar nie meer nie. Die see maak skeiding tussen verskillende volkere. Dit is daar as 'n grenslyn en dit verdwyn. Nou gaan Johannes verder. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Met ander woorde, hier kom die nuwe Jerusalem uit die hemel uit, en dit is heeltemal reg, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Jesus het vir ons gesê in Johannes, ek dink is Johannes 14, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en ek kom om julle te haal, julle kan weet waar ek is. Dit is die woorde wat dan bewaarheid word as hierdie dinge gebeur. Maar dis net vir diegene wat hulle lewe reg gehou het, soos ons net nou uit Daniël gelees het. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Met ander woorde, die tabernakel van God, Jesus Christus, is by die mense, hy woon by hulle, en hulle is sy volk. En God self sal ook daar wees as almal se God. En dan kom ons by die pragtige woorde, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So daar is geen hartseer nie. Jy gaan nie hartseer wees oor 'n geliefde wat nie in die hemel is nie. Die vreugde om met Jesus Christus, om met God te wees, is so groot dat dit alles oorheers. Dit wat jy van die aarde af bring, jou gedagtes, gaan geen droefheid meer bevat nie. God gaan die trane, al die hartseer wat jy het, gaan hy vir jou wegneem. Daar gaan nie moeite wees om iets te doen nie. Dit gaan lekker wees om elke ding te doen wat jy doen in die hemel. So, dit is heeltemal 'n ander bedeling wat kom. Dis iets wat ons eintlik nie eers kan voorstel hoe dit gaan wees nie. Voordat ons verder kyk, wil ek eers weer teruggaan na die Ou Testament toe. In die boek Joël hoofstuk 3 gaan ek eers net vers 2 lees, want dis 'n baie interessante gedeelte, en dan gaan ek verder daar vers 12 tot 15 lees. Eerstens Joël 3 vers 2. Ek sal al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou ter wille van my volk. Luister mooi, om met hulle 'n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel,
wat hulle onder die nasies verstrooi het en my land wat hulle verdeel het. Daar wag 'n oordeel op jou as jy en jou regering teen Israel gekant is. Word duidelik uitgespel hier. Ons gaan aan van vers 12 in Joël 3. Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in, want die oes is ryp. En ons is hier terug by die oes waarvan ons van tevore gepraat het. Dit is die oes van die slegte, die oes wat wit lê op die land, wat ingesamel moet word, die slegte, die dooie hout. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, want die parskuip is vol. Die kuipe loop oor. Dit het ons gelees al van tevore in Openbaring ook. Want hulle boosheid is groot. Menigtes in die dal van beslissing. Want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing. Die son en die maan word duister en die sterre trek hulle glans in. So daar lê 'n oordeel voor. Dit is die skaap en bok oordeel waarvan ons ook in Matteus lees. Volkere word beoordeel oor hoe hulle opgetree teen Israel. As jy die leuns oor Israel geglo het, ek praat nou net na die moorde wat Hamas gepleeg het in 2023, 7 Oktober. As jy daardie dinge glo, dan is daar 'n oordeel wat wag op jou. Maar as jou volk reg opgetree het, as jy reg gestem het, jou volk reg gestem het in die Verenigde Nasies ten gunste van Israel, dan is jy in die skaapnasies en gaan dit goed met jou. So, ons word op baie verskillende plekke beoordeel en veroordeel en geoordeel. Maar kom ons kyk wat sê Openbaring hier. Vanaf vers 5. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Ons het 'n rukkie terug reeds gelees van die nuwe aarde en die nuwe hemel en die nuwe Jerusalem. God maak alles nuut. Dit wat ons herinner aan dit wat sleg was op aarde verdwyn. En hy het aan my, Johannes, gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Ons dink terug toe ons die reeks oor Openbaring gedoen het, toe daar geskryf gestaan dat ons mede-erfgename met Jesus van die koninkryk van God gaan wees. Kan u indink ons erf saam met Jesus Christus dit wat God besit? En dit is alles. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en moordenaars en oreerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swal. Dit is die tweede dood. So, hier word vir ons die teenstelling gemaak. Aan die een kant, as jy, kom ons stel dit maar vasgebyt het tot die einde, dan beerwe jy die goeie. Maar as jy verkeerd geleef het op aarde, dan wag die oordeel op jou. Jy het die keuse waar jy gaan beland. Jy het die keuse of jy wil aanvaar dat Jesus Christus se bloed jou moet skoon was van al jou sonde. En of jy sy bloed verwerp. Met ander woorde, as jy sy bloed verwerp, dan val jy onder hierdie slegte groep wat tweede genoem word. Jy moet op jou knieë gaan en God vra om jou te vergewe, maar jy moet glo dat Jesus God is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en jy kan net na die Vader gaan deur hom. Is dit in jou lewe die geval? Het jy deur Jesus gegaan dat jy ook die aarde kan beerwe? Is jy 'n mede-erfgenaam met Jesus Christus van God se eiendom? In 2 Petrus word beskryf wat die dag van die Here gaan wees, met ander woorde die wederkoms.
Ons begin in ons leesverse 10 tot 12, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, jy gaan nie weet wanneer dit gebeur nie. En wat gebeur in daai nag? Waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur die vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Jy geweet, ons kan die dag waarop God kom versnel, ons kan dit verhaas. Hoe doen ons dit? Ons bid tot God en ons vra dat daardie dag moet aanbreek. Maar dit is vir ons 'n bitter moeilike gebed, want elkeen van ons het vriende, familie wat nie gered is, wat nie vir Jesus Christus aanvaar het nie. En dit is mense wat hel toe gaan. So jy bid dat die dag moet aanbreek, dat hulle veroordeel moet word. En jy wil dit nie hê nie. Maar waar lê jou liefde? Wat is die 2 groot gebooie? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Maar dit beteken, jy moet God liewer hê as enige iets anders. En as jy die keuse gegee word tussen jou gesin byvoorbeeld en God, moet jy God kies. Jy moet kies dat God moet kom, maar in die tussentyd moet jy met jou gesin praat, dat jou gesin tot inkeer kom en God vind. Ek wil ook vers 13 bylees. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. So daar's 'n uitkoms. As jy Jesus Christus aanvaar, as hy jou weg, jou waarheid en jou lewe is, dan het jy hierdie ewige lewe en dan wag daar geen verdoemenis op jou nie. En dit is die boodskap wat ons moet bly uitdra totdat hy ons kom haal. Hoe lyk hierdie nuwe Jerusalem? Ons lees vanaf vers 9 en een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaat na my gekom het met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele en name daarop geskrywe, naamlik die name van die 12 stamme van die kinders van Israel. Hier sien ons hierdie fantastiese stad, dit wat Johannes sien van die berg af. Die stad het die heerlikheid van God in hom, en die lig van God versprei deur hierdie stad. En hier word dit beskryf soos 'n kristalhelder jaspissteen. Maar jy sal net nou sien, daar's nog baie ander stene ook ter sprake. Hierdie stad het 'n groot hoë muur om hom, en daar is 12 poorte. By elke poort is daar was altyd 'n poortwagter gewees by so 'n poort. Hierdie poorte het ook die wagters en dit is 12 engele wat daar staan. En dan is daar 'n naam op elke poort geskryf. En die naam wat daarop geskryf is die name van die 12 stamme van die kinders van Israel. So aan die bitter einde bestaan Israel nog en word Israel herdenk deur die name wat staan op hierdie verskillende poorte. Maar ons generasie is besig om Israel te verwerp, wil nie glo dat diegene wat in Israel woon, die Jode is nie. Ons verklaar dat ons teen God se volk is, en dit is iets wat ons nooit mag doen nie. Vers 13 gaan aan om die poort te beskryf, en ek gaan hier nie als lees nie. Daar's aan elke kant, daar's 4 kante, en elke kant het 3 poorte in. Die stad het 12 fondamente waarop die name van die apostels was,
En dan praat die engel met Johannes en gee aan hom 'n goue meetroede om die stad, die poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte. En het die stad met die meetroete gemeet op 1500 myl. As ons dit omskakel, min of meer 2400 kilometer. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk, so hy staan ook 2400 kilometer in die lug en op. Ek het net nou gesê, als wat die mens gemaak het moet verdwyn. Hoeveel satelliete het die mens nie in die ruimte in opgeskiet wat om die aarde wentel nie. Maar hierdie stad staan 2400 kilometer hoog. So daar moet ook nie van daai satelliete wees wat jou kan herinner aan dit wat die mens gedoen het in die menslike dwaasheid nie. Gaan voort met hierdie meting. En hy het sy muur gemeet op 144 L volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is. Met ander woorde, dit is die hoogte van die muur wat hier gemeet is. 144 L. Elke L is net 'n bietjie korter, kom sê maar, dit is amper 30 cm, 'n bietjie minder, dit is so bietjie minder as 25 cm omtrent. So, dit is 'n baie hoë muur, en in daardie muur is daar poorte, en elke poort bestaan uit 'n enkele parel. Ons kan ons nie sulke groot parels voorstel nie. Goed, hy het die muur gemeet en die boustof van sy muur was jaspis. Met ander woorde, edelsteen is gebruik om die muur mee te bou. En die stad was suiwer goud, so suiwer glas. Ons ken goud as 'n geelstof, nie 'n suiwer glas nie. Maar hier word vir ons beskryf goud wat so suiwer is, met ander woorde baie beter as die 24 karaat wat ons op aarde ken. Hierdie goud is soos glas. Ek weet nie of hy net so weerkaats en of jy deur hom kan sien nie, dit word nie vir ons gesê nie, dit gaan ons eendag sien. Maar kan jy indink hoe hierdie wonderlike stad gaan lyk? As ons kyk op 'n kaart van die Midde-Ooste en ons kyk waar so groot stad kan inpas, dan sien ons dis hierdie gedeelte wat ek met hierdie rooi vierkant hier getrek het. En dit bring ons by 'n interessante ding. In Genesis beloof God aan Abraham dat hy 'n grondgebied aan Abraham se nageslag sal gee. En die grondgebied sal strek van die Eufraatrivier tot by die groot rivier van die Nyl. Tot by die groot rivier van Egipte. As ons kyk op hierdie kaart, daar loop die Eufraatrivier, daar loop die Tigris, die twee is omtrent hier by mekaar. Met ander woorde, dit is die hele grondgebied van die Eufraat af tot by die groot rivier van die Nyl, en dit is van Egipte, dit is die Nyl, en hier loop die Nylrivier, daar by die Aswan dam in die stad Aswan verby. So hier die hele gebied wat beloof is, word dan die eiendom van Abraham se nageslag, van die Jode en diegene wat God aangeneem het. Weereens, dit is ongelooflik, ons kan ons nie so iets nie voorstel nie. Nog iets wat ons nie kan voorstel nie is, dat hierdie stad word opgebou uit edelstene en halfedelstene. En baie van hierdie stene verander van kleur afhangende van die tipe lig wat daarop skyn. As jy byvoorbeeld ultraviolet lig daarop skyn, dan verander die kleur van baie van hierdie goed en dit lyk heeltemal anders. So dit gaan 'n absolute kleurspel wees. Dis nie soos plante nou vir ons die kleur gee nie, dis die klippe wat die kleur gaan gee. Hierdie gedeelte gaan ek nie volledig lees nie, maar u kan vinnig hier sien die fondamente van die muur van die stad was versierd met edelgesteentes, en dan word die 12 wat aan die regterkant aangetoon het, gelys. So dis 'n muur van
dis 'n fondament van 2400 kilometer wat met hierdie dinge versier is, dan weer 'n 2400 in die volgende rigting, weer 'n 2400, weer 'n 2400 om by die beginpunt terug te kom, en is als versier met hierdie stene. En dan wil ek gesels na die laaste een, na die amatis. Hier wil ek begin. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van hierdie poorte was uit een parel. Ek het dit eintlik voorgespring deur dit alreeds te noem. Ons het gesien hoe groot dit is, oor die 100 L hoog, en is een enkele parel vorm die deur van hierdie poort. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. Hier kom dit nou dat daai glas deurskynend is. Ons ken nie so iets nie. Dit is nog iets nuuts wat ons gaan sien. So ons sit met die goud, ons sit met die edelstene. Alles is in daardie nuwe stad. In hierdie nuwe Jerusalem is daar egter nog dinge. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die Lam. So dis nie nodig dat daar 'n kerk in hierdie stad moet wees nie. Jy is by God en by Jesus. Jy vra direk vir hulle as jy iets wil weet, as jy iets wil verstaan. Jy het nie 'n kerk nodig wat jy moet leer van hulle nie. Jy leer by die bron self. En die stad het die son of die maan nie nodig gehad om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Ons het lank terug oor Genesis gesels, en ons het gesels dat in die begin, op die eerste dag, is lig geskep. En die ligbronne, die son, maan en sterre is eers op die 4de dag geskep. En dat dit vir die menslike verstand onmoontlik is om te dink, daar kan lig wees sonder 'n bron. Maar die eintlike bron van lig is God. En is God wat die lig laat uitstraal. En ons moet so leef, dat ons die lig van God weerkaats, sodat mense nie vir ons raak sien nie, maar dat hulle God in ons sien. Ons moet die glans van God uitstraal, dat ander dit kan sien. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. Hoekom is daar nie 'n nag nie? Omdat God die lig is, en God gaan nie slaap nie. So dag en nag gaan daar lig wees. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie daar sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie. Met ander woorde, die slegte gaan nie daar toegelaat word nie. Dis waarom die engele poortwagters daar is, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. So het jy al jou keuse uitgeoefen. Het jy jou lewe oorgegee aan Christus? Of ontken jy dat Christus God is? Ontken jy dat hy die magtige skepper God is, dat alles deur hom gemaak is, dat niks tot stand gekom het sonder hom nie? Want as jy dit ontken, het jy in jou eie wysheid dwaas geword, en jou dwaasheid maak dat jy nie in hierdie stad sal kan kom nie. Daarom is dit nou die laaste beroep wat ek op jou hier kan doen. Jy weet wat jou te doen staan. Jy moet Jesus Christus aanvaar, jy moet in hom glo. Jy moet die Bybel glo, dis die woord van God. En as jy werklik vir God lief is, dan gaan jy sy woord bestudeer. Kom ons kom terug na 'n aardse situasie toe. Die paartjie is, om dit nou heel blaatant te stel, 'n paartjie vry na mekaar. En hulle is verwyderd van mekaar, en die een skryf 'n brief aan die ander. Hoeveel keer lees jy nie die brief van jou beminde nie? Want jy wil weet, hoe voel jou beminde? Wat dink sy als? Wat gaan in haar lewe aan op daardie oomblik? Dink sy aan jou? Net so het God sy woord daar gestel, dat ons
dit moet lees. Dit is sy brief aan ons, wat vir ons vertel hoe ons moet leef, wat vir ons vertel wat als op aarde gebeur het, hoekom daar verkeerde dinge gebeur het, hoekom daar slegte dinge gebeur, maar dit vertel vir ons hoe om by hom uit te kom, en dis die hoofboodskap van die hele Bybel. Alles dui vir ons na Jesus Christus toe. Van die begin van Genesis af word daar gedui na Jesus. En jy moet by Jesus uitkom, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En jy kan nie by die Vader kom as jy nie deur hom gaan nie. So jy moet 'n liefde vir die woord van God ontwikkel. Jy moet 'n liefde daarvoor ontwikkel om die Bybel te lees. En jy moet jou tyd spandeer daaraan. En jy sal vind, hoe meer tyd jy in die Bybel deurbring, hoe lekkerder gaan dit vir jou word om dit te lees, want jy leer meer van jou beminde. Jy wil meer weet van jou beminde. Jy wil weet wat jou beminde van jou verwag. En daarom bestudeer jy sy woord. O almagtige God en hemelse Vader, 'n mens voel so magteloos as 'n mens oor hierdie gedeelte praat, want 'n mens het nie die woorde om uit te druk wat daar gaan wees nie. Ons het nie die verstandelike vermoë om te begryp van hoe die hemel gaan wees nie. Ons het nie die vermoë om ons te kan indink hoe daardie fondasie gaan lyk wat uit edelstene bestaan nie. Ons kan ons nie indink hoe 'n enkele parel kan bestaan wat so groot is dat dit 'n poort tot hierdie stad kan vorm nie. Here, ons kan ons nie indink dat U soveel genade gehad het, dat U liefde vir ons so groot was toe ons nog sondaars was, dat U seun aan die kruis laat sterf het ter wille van ons oortredinge. Maar Here, dankie dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy so die sonde oorwin het, en dat ons deur in hom te glo, ons ook oorwinning oor die sonde kry, dat ons sonde van ons afgewas word deur sy bloed, sodat ons vlekkeloos voor U kan verskyn, en dat ons saam met U in hierdie hemel kan woon. O Here, wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees, om U te ontmoet, en saam met U daar te wees nie. En Here, dit is moeilik om dit te vra, maar bring U koms nader. Gee dat ons gou daarby sal uitkom, en help elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat ons sal vas staan en U woord sal uitdra en verkondig, sodat al ons geliefdes saam met ons by U kan wees, dat daar nie 'n skeiding wag aan die einde nie, dat ons by U sal uitkom. Here, dit is 'n geweldige taak wat U op ons gelê het. Help ons dat ons hierdie taak kan uitvoer. En Here, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.